Psalm 51 is een van die eerlikste gebede in die hele skrif. Dit is deur koning Dawid geskryf nadat sy son met Batseba en die moord op Uria ontbloot is. Dawid verdedig homself nie, verduidelik homself nie, of water nie sy mislukking af nie. In plaas daarvan kom hy voor God, gebroken, nederig, en bewus daarvan dat sy diepste probleem nie sy omstandighede is, maar sy hart. In vers 12 bid Dawid: skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Hierdie enkele vers openbaar beide die diepte van die menslike behoefte en die grootheid van God se barmhartigheid. Let eers op wat Dawid vra: 'n rein hart. Hy vra nie vir God om sy gedrag te verbeter of sy reputasie te herstel. Hy verstaan dat sonde van binne af begin. Spreuke sê vir ons dat soos 'n mens in sy hart dink, so is hy ook. Dawid weet dat tensy die hart verander word, alles anders uiteindelik weer uitmekaar sal. Die woord skep is betekenisvol. Dit is dieselfde woord wat in Genesis gebruik word toe God die hemel en die aarde geskep het. Dawid vra nie vir 'n skoongemaakte weergawe van sy ou hart nie. Hy vra vir iets wat net God kan doen, 'n goddelike daad van skepping. Dit leer ons 'n belangrike waarheid. Ons kan nie ons eie harte regmaak. Ons kan voorkoms hanteer, beloftes maak en harder probeer, maar net God kan ons werklik van binne reinig. Tweedens, bid Dawid vir 'n gees wat vernuwe is. Sonde maak nie net die hart vuil, dit verswak die wil. Dit maak ons onstabiel, inkonsekwent en geestelik broos. Dawid was eens dapper, getrou en toegewy, maar sonde het hom diep geskit. Hy vra nou vir God om 'n gees te vernuwe wat ferm, getrou en in gehoorsaamheid geanker. Hoe dikwels herken ons dieselfde stryd in ons eie lewens? Ons mag God opreg lief hê, maar vind onsself maklik ontmoedig, versoek of geestelik inkonsekwent. Psalm 51 vers 12 herinner ons daarom dat standvastigheid nie net deur menslike krag voortgebring word nie. Dit word hernie deur God se gees wat binne ons werk. Derdens wys hierdie vers vir ons die regte reaksie op sonde. Dawid hardloop nie weg van God nie. Hy hardloop na hom toe. Skaamte sê dikwels vir ons om weg te kry, terug te trek of op te gee. Maar genade nooi ons uit om eerlik en nederig voor die Here te kom. God is nie verbaas oor ons mislukkings nie. En hy is ook nie onwillig om diegene wat werklik berou het te herstel. Die kern van hierdie gebed is nie vrees vir straf nie, maar 'n begeerte na herstel en verhouding. Dawid verlang daarom om weer reg te wees met God. Dit herinner ons daaraan dat ware berou nie net hartseer oor gevolge is nie, maar rou oor gebroke gemeenskap met die Here. Laastens wys Psalm 51 vers 12 ons vorentoe na die hoop wat ons in Christus het. In die Ou Testament kon Dawid vir vernuwing bid, maar vandag leef ons onder die belofte van die nuwe verbond. Deur Jesus gee God vir ons nuwe harte en plaas sy gees in ons. Soos Paulus skryf, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skeping. Die gebed wat Dawid in wanhoop aangebied het, word ten volle beantwoord deur die kruis en opstanding. Hierdie vers nooi ons uit om Dawid se gebed ons eie te maak. Of ons nou deur mislukking belas is, sukkel met konsekwentheid, of bloot bewus is van ons daaglikse behoefte aan genade, kan ons voor God kom en met vertroue bid. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Mag ons 'n volk wees wat innerlike vernuwing soek, nie uiterlike prestasies nie. Nederige berou toon, nie verborge sonde nie, en daaglikse afhanklikheid toon van die God wat alleen alles nie kan maak. Amen.